26 Augustus. Ons neem die kruis op. Ons moet ons kruis daagliks opneem. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Lukas 9 vers 23. Net die kruis kan 'n mens uit die sterk bondgenootskap van die sonde skei. Christus het homself vir die redding van die sondaar gegee. Diegene wie se sondes vergewe is, wat Jesus liefhet, sal met hom verenig word. Hulle sal die juk van Christus dra. Hierdie juk moet hulle nie hinder nie, moenie van hulle godsdienstige lewe onbevredigende arbeid maak nie. Nee, die juk van Christus moet juis die middel wees waardeur die Christelike lewe vreugde en blydskap word. Die Christen moet gelukkig wees in die betragting van wat die Here gedoen het toe hy sy enige gebore seun gegee het om vir die wêreld te sterf, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die wat onder die bloedbevlekte banier van Prins Immanuel staan, behoort getroue stryders in Christus se leermag te wees. Hulle behoort nooit ontrou te wees nie. Baie jong mense sal vrywillig aanbied om by Jesus, die vors van die lewe, te staan. Maar as hulle altyd by hom wil staan, moet hulle voortdurend die oog op Jesus, hulle leidsman, gefestig hou om sy bevele te ontvang. Hulle kan nie stryders van Christus wees en nog bondgenote van die Satan wees om sy kant aan te help nie. Want dan sou hulle vyande van Christus wees. Hulle sou heilige vertroue misbruik. Die kruis, ons moet dit sonder klagte opneem en dra. Sodra u dit verhef, verhef dit u. U sal daar lewende genade, deernis en jammerhartige liefde in vind. As u die kruis dra, sal u lewensondervinding van so 'n aard wees dat u sal kan sê, ek weet, my verlosser leef, en omdat hy leef, sal ek ook leef. Wat 'n versekering!